Klink vir my na 'n paar groot planne. Julle is welkom om te nooi, soos John nou gesê het, jy weet, vir ete. Dit is so lekker om saam met jou te kuier vandag en saam met jou hier te wees en net so vinnig Jaco kuier bietjie vandag in ons Kaapsone wat deel is van ons hele groot tuinroete Kaap NPE sone. Hy kuier bietjie daar by Langeberg kampus waar hulle vanoggend vir Christian Rousseau ook dan verwelkom en voorbid en afsonder as die nuwe kampusleier van daai gemeente. So ons dink ook saam met hulle en bid ook daar saam met hulle. Nou ja, ons is in 'n exciting tyd. Kan jy glo dis al in die helfte van die jaar? Nee, dit is nogal skrikwekkend om te dink. Ons het net nog 'n paar maande eintlik oor voor die jaar klaarmaak. En ons gaan hierdie volgende tydperk so 'n bietjie in 'n tyd ingaan waar ons bietjie gaan kyk, weet, hoe lyk dit wanneer ons as die kerk werklike impak kan maak daar waar ons beweeg en daar waar ons funksioneer. Een van die goed wat nodig is en wat ons min oor praat, een van die mees onderskatte goed in ons geloof is verbeelding. Verbeelding is eintlik baie belangrik en miskien is dit omdat as mense nie glo nie, as hulle skepties is, dan sê hulle, ag, dis net alles jou verbeelding. Maar verbeelding is nodig om te sien hoe die kerk 'n impak maak in 'n sekere spasie. Hoe die mense van God, die gelowiges in 'n plek inbeweeg en 'n impak maak. Verbeelding, en ek gaan vir jou sê hoekom. Ons wil altyd in hierdie reaksie, as iemand vir jou sê, dis net julle verbeelding, dan wil ons altyd feite gee of ons wil iets bewys. Maar dis ook daai selfde mense wat jy het al die aanhaling van Einstein gehoor, nee, imagination is more important than knowledge. Dis mense wat dit aanhaal. Dis interessant in hoeveel areas van ons menswees, en is eintlik heel normaal, dit eintlik noodsaaklik vir my en jou is, om ons verbeelding te gebruik. To imagine. Enige iemand wat ontwerp of iets skep, is nodig om verbeelding te gebruik. Stephen Covey het geskryf, all things are created twice. There's a mental or first creation and a physical or second creation. So, jy sit ouens hier wat ontwikkelaars is, jy sit ouens hier wat argitekte is, jy moet brainstorm in jou besigheid, jy moet brainstorm saam met iemand. Dit is 'n gedeelte van verbeelding. Selfs in terapie en in sielkunde is verbeelding speel 'n verskriklike groot rol. Dit laat my dink aan die storie van Viktor Frankl. Ek weet nie of jy dit al gehoor het nie, maar hy het mos in Wêreldoorlog 2, in die Tweede Wêreldoorlog het hy gesien in hierdie Nazi-kampe al hierdie boosheid wat daar gebeur, die tipe goed wat hulle gedoen het, en hy moes sy verbeelding gebruik om te sien hoe hy al hierdie sleg gaan gebruik om mense te help. Hy het gesien hoe hy skares gaan toespreek en op die einde van die dag het hy 'n hele skool van terapie begin vir ouens wat hierdie goed gegaan het. En so kan ons aangaan. Visualisering in sport, nê. Ons almal trust vir Dr. Rassie. My maat, as hy daai gameplan gaan inhaal en hy visualize die gameplan, dan weet ons World Cup wag vir ons. Maar daar's 'n stuk verbeelding, nê, om daai gameplan aan mekaar te sit. Dan praat ons nie eers van kunste nie, wanneer ons iets skep in kuns en musiek, fine arts. Soveel plekke en soveel maniere gebruik ek en jy elke dag ons verbeelding. Elke keer as jy iets onthou, nee, 'n herinnering oproep, jy kan dit nie fisies sien nie, jy moet jou verbeelding gebruik, jy beleef dit. Dit is hoe mense hierdie Godgegewe kapasiteit gebruik. En een van ons leiers met wie ons hierdie week gekuier het, vertel dit so mooi. Hy sê, hy ry verby 'n plaas van vakansie af en hy kyk so links en daar's so hierdie mooi plaas wat langs hom lê. En soos wat jy by die hek sou kan indraai, is dit hierdie lang laan met bome. Verskriklike mooi bome en hy voel sommer so rustig toe hy verby dit ry. Hy wens hy kon indraai en in dit inry. Hy sê maar dit val hom by. Iemand moes dit gesien het voordat dit daar was. Iemand kon hulle verbeelding gebruik. Imagine hierdie laan van bome wat eendag hier gaan staan. Things are created in mental and first creation and then there's a second and a physical creation. Iemand moet iets sien en vision vir dit om te gebeur. Dink gou vir 'n oomblik saam met my aan die skepping van die heelal. Die Skepper wat alles uitgedink het. Hy het ons geskep met die
tyd om te kan verbeel. En ons praat so min daaroor in ons geloof, en dit is eintlik iets wat so belangrik is. So in hierdie volgende paar weke gaan ons 'n bietjie gechallenge word om ons verbeelding in te span. En dit is duidelik in die skrif, Jesus en Paulus gebruik beeldspraak in hoe hulle kommunikeer, oor en oor gebruik Jesus dit in die gelykenisse. Hy bekend gestaan as die persoon wat geleer het deur gelykenisse. Hoor in Matteus 13 vers 34, dit alles het Jesus deur gelykenisse gesê, aan die skare vertel, en sonder gelykenisse het hy hulle niks vertel nie. Ek bedoel, as Jesus sê, kyk, 'n saaier het uitgegaan om te saai. Dit sê in Matteus 13 vers 3. As hy dit sê, dan kry jy dadelik iets in jou gedagtes. Daar's 'n prentjie wat by jou opkom. Jy sien die saaier wat stap, of jy wonder wat volgende gaan gebeur. So ons breine is aan mekaar gesit om ook te verbeel. Dit is hoe Jesus geleer het. En Paulus ook. Een van die maniere hoe geleerdes toets of Paulus die outeur van 'n manuskrip is hulle gaan kyk spesifiek na die beeldspraak wat gebruik is. Want dit was een van Paulus se kenmerke. Hy het van metafoor gespring. So hier is 'n stuk wat ons uit AI gaan haal het, wat iets sê oor een van hierdie gedeeltes in een van Paulus se briewe in Korintiërs, waardeur ons ook hierdie hele jaar deur werk. The most metaphor-heavy chapter is 1 Corinthians 3. In this chapter, Paul rapidly shifts between family and nursery, feeding spiritual babies milk instead of solid food, agriculture, describing the church as God's field where plants and Apollos waters, architecture, calling the church a building with Christ as the foundation, and then industrial and metallurgy, testing the builder's work with fire, gold and straw, and then there's a sanctuary, describing the congregation as a holy temple inhabited by God's Spirit. So net in hierdie een stuk gebruik Paulus hierdie beeldspraak van families, babas wat groei, die saailand, gebou, die tempel, beelde wat ons verbeelding aan die gang sit. Hoekom? Want die beelde maak dat ek en jy op 'n ander manier bietjie kan leer, want ons is deel van dit waarmee Christus besig is. Hoekom anders sal Jesus en Paulus ons leer, as ons nie ingesluit is by dit wat hulle gedroom het nie? So, ons gaan mekaar bietjie challenge, om te verbeel. En ek weet die woord verbeelding het baie keer 'n negatiewe konnotasie. Dit is altyd gekoppel aan die dromers. As jy iemand is wat imagine en verbeel, dan sê jy altyd, nee man, hy's net 'n dromer. Ek vir jou nooi, daar waar jy funksioneer elke liewe dag, is die kapasiteit om te kan imagine. Om te kan verbeel, want ons is deel van waarmee God besig is. Hoekom wil ons imagine? Hoekom wil ons verbeel? Want ons wil sien dat God se wil geskied. Dis waaroor dit gaan. Dis hoekom Paulus alles geskryf het wat hy geskryf het. Dis hoekom Jesus die gelykenisse daar kom neersit het vir mense, is dat God se wil gestalte sal vind. Dis waaroor dit gaan. Ek en jy bid elke dag, ek weet nie van jou nie, maar ek bid elke dag, sê ek, Here, laat U wil geskied in my lewe. Laat U wil geskied. Dis hoe Jesus ons leer bid. Laat U wil geskied in elke area van die samelewing. Dit gaan oor sy wil. En twee groot temas wat ek dink dit 'n bietjie met jou wil oor gesels, is die tema van koninkryk en kerk. Dit staan nogal uit. Jesus soms sy verkondiging op in die storie van die saaier. Nou natuurlik is hy die eerste saaier wat saai, maar dan sê hy in Matteus 13:19, dan sê hy, wanneer iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. So die saad is die woord van die koninkryk, en dis wat die bose wil kom steel. En direk gekoppel aan die koninkryk is die ander K-woord, kerk. Jy het gehoor in daai lys van beelde wat Paulus gebruik, alles gaan oor kerk. 1 Korintiërs 3 vers 9, julle is God se saailand, God se bouwerk. En ek glo net soos die vyand jou prentjie wil kom, as ek die Engels kan gebruik, wil kom distort oor die koninkryk, net soos wat hy die woord oor die koninkryk wil kom steel, wil hy ook die droom oor kerk by jou kom steel.
Die prentjie wat jy het oor kerk. Miskien is deel van die probleem die wat ons het, wanneer ons dink aan kerk. En wat in jou verbeelding gebeur, wanneer jy dit hoor. Ek sê nou net ons so saam by te sê, ek weet, dis interessant, as jy in George kom, en iemand weet nie waar om te ry nie, hulle is nuut. Wat is die eerste ding wat jy vir hulle sê, waarvoor hulle moet kyk? Die kerk. Die kerk is in die middel van die dorp, hy is daar. As jy daar uitkom, is jy pretty much op 'n plek waar jy enige kant toe kan ry en jy gaan okay wees. Jy sal jou rigting kan begin vind. So die kerk was vir lank 'n baken van hoop en ons niks fout daarmee nie, maar is dit nie dalk ons die kerk iets gemaak het wat eerder gaan oor die gebou as wat dit gaan oor die mense wat by mekaar kom nie. So wat is jou prentjie as jy die woord hoor kerk? Is dalk goed dat ons in hierdie seisoen in 'n skoolsaal is, nê? Is nie 'n kerkgebou nie, ons is die kerk. Maar wat is jou prentjie? Miskien is die prentjie hierdie, dat jy dink aan kerk as 'n gebou. Is dit wat Jesus gedroom het? Is dit die beelde wat Paulus gebruik het? Gryp dit jou verbeelding aan? Inspireer dit jou om saam met God te droom? So iemand het eendag gesê, dreams and visions are the language of the spirit. En in hierdie tyd wil ek regtig saam bid dat iets wat Jesus gedroom het vir sy kerk en vir die koninkryk, iets van ons verbeelding sal kom aangryp. So wil jy dit nie saam met my ook net bid nie. Paulus skryf wat hy bid sodat ons ook kan bid vir onsself en vir mekaar. Efesiërs 1:18 dan sê dat die oë van julle harte verlig mag wees sodat julle kan insien wat die hoop is wat sy roeping bied. Ons bid saam vir die verkondiging van die woord, dat mense sal begin imagine, dat hierdie woord gestalte sal vind. Weereens, ons is ingesluit, dis hoekom, ons is ingesluit oor waarmee hy besig is. Hoor weer hoe Paulus die briewe aan die Korinthe gemeente begin, hy sê, Paulus, deur die wil van God, 'n geroepe apostel van Christus Jesus en die broer Sostenus. Deur die wil van God. Alles wat Paulus geleer het, alles wie hy is, gaan daaroor. Dit gaan oor God se wil. Dat ons in sy wil moet leef. Aan die gemeente van God in Korinthe, hy gaan verder, dan praat hy daar, dis die eerste stuk wat hy gebruik. Die gemeente van God in Korinthe, wat in Christus Jesus geheilig is, deur God, geroepe heilig is, saam met almal wat op elke plek die naam van ons Here Jesus Christus aanroep, hulle Here en ons Here. Daai woord wat hy gebruik in die begin van die brief, gemeente, dit is die woord Ecclesia. Nou ons vertaling het hulle iewers in die Engelse Bybel het hy gegaan na 'n Engelse woord toe, dit is die woord wat ons ken as church. Dit kom van 'n Duitse woord af en ek hoop ek spreek dit reg uit. As die enige Duitse kenners hier is, kom help my reg na die tyd. Niemand het dit gedoen in die eerste dienste, so ek dink ek is okay. So hier is die woord, die Duitse woord is Kirche, waar ons woord van kerk vandaan kom. Daar was 'n hele storie agter hierdie vertaling. Jy weet, toe in 'n tyd toe die staat en die kerk een was en mense met mag die kerk beheer het, was dit gepas om die fokus wel op die gebou te sit. Die plek waar mense by mekaar gekom het eerder as die mense. Maar ons het dit vir te lank so gehou en in Dr. Dale praat ons altyd van die heilige man en die heilige gebou mite, want dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan nie oor die persoon wat hier voor staan nie en dit gaan ook nie oor die gebou nie. Maar dit kom uit 'n donker tyd uit in die kerk se geskiedenis. Dit was die aanvanklike Ecclesia. En daai tyd het 'n man met die naam van William Tyndale, hy het gewaag om Ecclesia te vertaal na iets anders toe. En dit was die woord congregation. Mense wat saamkom, jy het dit al gehoor, gemeente, congregation. Hy het met sy lewe geboet daarvoor en hier is die ding, hier is 'n geskiedenis agter taal wat ons gebruik, maar dit is belangrik dat ons dit sal verstaan, want dit skep iets van 'n prentjie, dit skep iets van 'n kondisionering, dalk van hoe jy groot geword het met die prentjie oor wat kerk is. Die eerste keer wat hierdie woord gebruik word, Ecclesia in die Nuwe Testament, en ons het al baie oor gesels, Matteus 16, dan Jesus is self van die woord, en ek dink as ons hierdie kan insien as die fondasie van
kerk. Hoe sê dit? Matteus 16 vers 13, kom ons lees saam. Toe Jesus in die gebied van Caesarea Philippi kom, het hy sy disippels gevra, wie sê die mense is die seun van die mens? Hulle het geantwoord, sommige sê Johannes die Doper, ander Elia, ander weer Jeremia, of een van die profete. Hy sê toe vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die seun van die lewende God. Jesus antwoord hom, gelukkig is jy Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou bekend gemaak nie, maar my Vader in die hemele. Dit is baie belangrik daai gedeelte. Vlees en bloed het dit nie aan jou bekend gemaak nie, maar my Vader in die hemele. Jesus het nooit 'n vraag gevra omdat hy nie die antwoord geken het nie. Hy vra sodat ons tot antwoorde en insig kan uitkom. En Petrus se antwoord hier is belangrik, want ek weet nie van jou nie, maar ek het dit baie keer gelees. Jesus vra en is amper hierdie kom, julle moet nou antwoorde ken, nee, ons gaan julle nou 'n bietjie vasvra hierso. Jy moet nou vir my sê, jy het nou lanksaam met my gejourney, so wat is die antwoord? Julle moet nou hierdie toets reg kry. En Petrus se antwoord hier is, dit is nie dit nie. Petrus se antwoord hier is 'n openbaring. Dis iets wat in hom gebeur. Wanneer hy sê, U is die Christus, die seun van die lewendige God. Iets gebeur met hom. Hoor wat sê Jesus verder, hy sê, en ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou. En die poorte van Hades sal dit nie oorweldig nie. Hier is 'n klomp beeldspraak hierso. Eerste een is die Griekse woorde, Petrus en Petra, die woord vir klip, of rots. Party gelowiges glo dat Petrus, die persoon, hy as mens die fondasie vorm van die beweging wat Jesus begin het. Onder andere die Rooms-Katolieke kerk, hulle het die paus se gesag is direk teruggeneem na hierdie uitspraak van Jesus oor Petrus. Het klink of Jesus op Petrus hierdie droom wat hy het vir kerk, dit wil kom bou. Maar ek dink die feit dat Jesus Simon se naam verander het na Petrus het meer te doen met die belydenis wat hy gemaak het. Hierdie openbaring wat hy gekry het, dat Jesus die gesalfde koning van God is. Dit is 'n fondasie wat in hom gevorm was op daai oomblik. So wat gaan Jesus bou? Hy bou sy kerk. Dis die woord wat ons het in ons vertaling. Maar hy praat hier van die eklesia. En wat is die prentjie wat by die mense opgekom het as hulle daardie woord gehoor het? Dit is letterlik 2 woorde, Griekse woorde wat beteken the called out ones. The called out ones. So in daai tyd, in die Griekse gebiede, was die eklesia 'n politiese instansie. So dit was mense wat bymekaar gekom het, wat gekies is. Burgers uit die gemeenskap uit wat bymekaar gekom het. En daar het hulle gesit en goed wat rondom die stad, besluitneming wat hulle moes gemaak het, is amper soos 'n town council meeting, het jy 'n council meeting en almal kom bymekaar, dis ouens wat uitgekies is en nou het hulle hierdie bymekaar kom, dis die eklesia wat bymekaar kom, en dan is daar nou belangrike besluite wat gemaak moet word, of sekere goed wat handel rondom die stad, wat hulle oor gepraat het. Nou toe die Romeinse ryk groter en begin gedeeltes annexeer, toe hou hulle hierdie eklesia in ancient Greece. Toe hou hulle die eklesia, maar die doel het begin verander. Die doel was om wette deur te sit rondom die Romeinse ryk. Die doel was om dit weg te vat van demokrasie af, en hulle het sekere wette rondom belasting daardeur gedruk, en die hele ding was eintlik daar sodat hulle orde kon hou, beheer kon uitoefen. Ek lees hier hulle sê, the primary job was cultural assimilation, ensuring that the conquered territory grew to look, act and think like Rome. So dis die prentjie wanneer Jesus praat oor eklesia. Hy kom gee 'n heeltemal ander betekenis hier aan. Hier's 'n koninkryk, 'n
'n koning, amptelike boodskappers en 'n eklesia. Sy burgers, his citizens. En wat's die doel? Ensuring that the conquered territory to look, act and think like heaven. Dat ons sal groei. Dat ons die mantel van sy koninkryk sal kan aantrek. Dat die omgewing waarin ons beweeg, waar ons bly, waar ons funksioneer, 'n plek sal wees waar God regeer. Dit is die doel van die eklesia. So Jesus ons leer bid. Het dit nou gesê, u koninkryk soos in die hemel, so oop op die aarde. En as jy sien waar ons verbeelding moet begin gebruik, waar dit moet begin werk. As God se koninkryk besig is om te kom soos in die hemel, so ook op die aarde. En Jesus is koning van alles. Dan is ek en jy geroep om saam te imagine oor hoe dit kan lyk in 'n omgewing. His glory, our story. Het vra verbeelding om hierdie roeping uit te leef. Hoekom? Een van die ouens met wie ons gekuier het, sê dit so mooi, hy sê, verbeel jou vandag, ons kry nuus van 'n nuwe kontinent wat hulle ontdek. Die kontinent is nog altyd daar, maar hy is nou eers ontdek, so verbeel jou. Niemand het dit nog ooit gesien nie. Kan jy dink die nuus wat gaan gebeur? Kan jy dink die ekspedisies wat gaan gebeur? Die vrae wat daar gaan wees, die antwoorde van hierdie nuwe wêreld. Dis nog altyd daar, maar dis nou vir die eerste keer ontdek. Dis nou vir die eerste keer sienlik. Paulus skryf in Kolossense 1:16, hy sê, want is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is. Soos daai kontinent, daai imaginary kontinent. Dis daar, dis werklik. Maar mense kon dit net nie sien nie. En dis hoekom Jesus en Paulus stories en beeldspraak gebruik om die onsienlike, of soos Paulus dit sê in 1 Korintiërs 4:1, hy sê, as diensknegte van Christus en as bedienaars van die verborgenhede van God. Om die verborgenhede, die mysteries, te deel met mense, sodat die onsienlike en die sienlike bymekaar kan kom. Dit waarmee God besig is, dat dit gestalte sal vind in elke omgewing. Matteus 13:11, hy sê, omdat dit aan julle gegee is om die geheimenisse van die koninkryk van die hemele te verstaan. Dit is interessant, dit is ook in hierdie gedeelte, Matteus 13, wat gelykenis van die saaiër. Jesus deel die geheimenisse van die koninkryk met my en jou. Daarom kan ons verbeelding inspann vir die werk van sy koninkryk. En miskien is dit hoekom toe Jesus gepraat het, Matteus 6, en iets wat hy kom bedoel het rondom mense wat hulle daagliks bekommer. Jy weet, want wat is worry anders as om net jou verbeelding negatief in te span? Iemand het eendag vir my gesê, daar's twee tipe mense, daar's 'n warrior en 'n warrior. Wat een is jy? As 'n uitdrukking, warrior is like a rocking chair. It keeps you going, but it doesn't get you anywhere. Dis waar Jesus praat oor die veldblomme en die voëls. Hy praat oor sy voorsiening. Hy maak verbeelding los, hy inspireer hierso. En dan kom hy woorde, wat ons almal so goed ken in Matteus 6:33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal bygevoeg word. Soek eers die koninkryk, sodat ons die onsienlike kan verstaan. Dis hoekom God sy gees in ons geplaas het. Ek het nou met jou geshare, dreams and visions are the language of the spirit. En hoe doen ons dit? Hoe werk ons saam met die gees? Hoe imagine ons? Hoe droom ons saam? Om saam te droom oor die eklesia, om jou lewe aan hom te vertrou, om te besef jy is geroep. Jesus het gesê hy bou sy kerk, hy bou sy eklesia.
Dit gaan oor dat ek en jy ons talente en ons gawes sal ontdek, so that we can edify the church, tot die opbou van die gemeente. Natuurlik, God se eklesia is universal. Dit beteken ons werk saam, daar's 'n stuk sinergie, daar's 'n stuk teamwork. Beteken dat ons met ander gelowiges in verbintenis staan. Ons sê dit hoeveel keer, ons as gemeente, ons is een gemeente hier in George, een eklesia, een groot eklesia met 'n uitdrukking hier in George, saam met al die ander gemeentes wat lewegewend is, maak ons 'n verskil. So gaan ons sien dat hierdie omgewing geïmpakteer word. Jy kan nie verbind wees aan iemand anders as daar nie 'n doel is vorentoe nie. En in hierdie geval is die doel een persoon. Jesus Christus, die koning. Maar verbintenis beteken dat ek en jy moet opdaag. Beteken dat ons die effort gaan moet maak om daar te wees, om deel te neem, saam met mekaar te droom en te leer oor hoe lyk gemeente wees. Sodat ons God se koninkryk kan bou in die wêreld om ons. Ek hoop iets van dit inspireer jou vanoggend. Om nie net verbeelding en imagine te sien as iets vir iemand anders, of is vir die creatives, of dis die ouens wat droom. Nee. Jy kan saam met die mense wat hier om jou sit. Elkeen van ons bly in 'n spesifieke huis, in 'n spesifieke area, daar's ander gesinne, daar's 'n area wat jy saam oor kan droom om te sê, hoe lyk dit as die dominante heerskappy van Jesus Christus in elke huis sigbaar is. Kom ons droom daaroor. Ons vertrou die Here, ons vertrou die Gees om dit in ons te aktiveer. Ek vra dat die worship team en ons welkom om my te join. Ek wil afsluit met die boodskap en vir jou 'n storie lees wat ek dink verskriklik jou baie gaan inspireer vanoggend. En dis die storie van 'n jong man met die naam van William Kamkwaba. A young boy saved his drought-stricken village in Malawi by imagining a windmill. Drawing from a library book's diagram, he envisioned a way to generate electricity using scrap metal, blue gum, tree trunks, and a broken bicycle. He built a functioning wind turbine, bringing power and water to his community. The true story of William Kamkwaba is a profound example of how imagination can solve real-world problems when paired with determination. In 2001, William's family and the surrounding village of Wembe faced a devastating famine. Crops failed and starvation was widespread, forcing him to drop out of school because his parents could no longer afford the tuition. Refusing to accept the grim reality, William began visiting a local library where he found an old American textbook titled Using Energy. A diagram of a windmill caught his eye, and he imagined that if he could build one, it would power a water pump, allowing his village to grow crops and even during a severe drought. With absolutely no engineering experience, he scavenged for parts. He used old blue gum tree to make the tower, a broken bicycle for the gears, and a PVC pipe for the blades. When he finally connected the wires and the wind caught the blades, the windmill generated enough electricity to power a single light bulb in his family's home. Eventually, he scaled up the project, building a larger windmill that powered a water pump, saving his community's harvest. William went on to study at Dartmouth in the US and co-authored the best-selling book, The Boy Who Harnessed the Wind, which was later adapted into a celebrated film. Die foto daar opgesit, net om te sien, wanneer jy imagine, wanneer jy droom, kan die Here jou gebruik, jou talente en jou gawes bymekaar bring. En hoe kan dit lyk? As hy ons so gebruik, sy eklesia, om saam te droom, saam te leer oor sy koninkryk, en om te vertrou, om mense se lewens te verander. Hy is die een wat dors les. Hy is die een wat die wêreld voed, en hy doen dit deur sy kerk.
Hy doen dit deur die energie van die Heilige Gees. Sy liefde wat dit dryf. Marked by His glory. We are known by His love. Ons gaan vir die volgende tydperk nou 'n bietjie hieroor gesels en dan daarna gaan ons in 'n reeks ingaan waar ons bietjie gaan sê hoe lyk dit prakties? Hoe lyk dit wanneer my gawes en my talente ontdek word om by te dra tot die eklesia om te sien dat hy regeer. Hy deur my werk en in my werk. En tydens daai reeks gaan ons jou nooi om dalk deel te word van 'n groep vir die volgende tydperk, sê maar so 6 weke. En daar gaan Sondagdienste en natuurlik ons dienste wees, maar ook goed deur die week waar ons jou gaan vra, kom wees deel, kom ontdek saam met ons. Al is dit net vir 'n kort tydjie. En ons gaan saam droom, saam imagine oor hoe lyk George wanneer sy heerlikheid hierdie omgewing vul. En wat is my rol in dit? So kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Here, dankie dat ons weet U is met ons. U is die een aan wie ons vashou, Here Jesus. U is die rots op ons bou. Maar Here, ons kom staan vandag en ons vertrou U as U eklesia. Here, dat U ons deur die Gees sal lei. Ons sal krag gee. Dis alles as gevolg van U wil en U heerlikheid. In Jesus naam. Amen. En amen. Ek gaan jou nooi om saam met my te staan.